Ons lees vir die 49ste keer uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 12. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van onsse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onsse God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlug, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoorn op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus hou. En ek het op die sand van die see gestaan. Hoofstuk 12 van Openbaring handel oor die vrou en die draak. Openbaring 12 is 'n parentese of interval. Dit is soos wanneer 'n oom 'n storie vertel en dan homself onderbreek om iets terloops te sê. Hierdie parentese is egter nie terloops nie, maar het ten doel om ons op hoogte te bring met die verloop van sake. Dit is soos 'n rolprent wat terugdelf in die verlede om die kykers op hoogte te bring van die agtergrond en waar die groot drama begin het. Dit gee die kyker 'n beter verstaan van waarom die verhaal uitspeel, soos dit gebeur of soos dit deur die draaiboek skrywer neergepen is. Ons het reeds vasgestel dat die verdrukking na die einde van die 7 jaar gaan intensifiseer. Hierdie hoofstuk herinner ons net weer daaraan dat die draak agter die skerms werk om Israel te vernietig, veral nou in die middel van die groot verdrukking, omdat Israel se nasionale geestelike herstel begin het, soos gesien in die vorige hoofstuk met die bediening van die 2 getuies. Die vyandskap tussen die vrou en die draak het reeds aan die begin van die skepping aanvang geneem, in Genesis 3. In die tuin van Eden
het die ou slang die draak Eva verlei om van die vrug te neem en ook aan haar man by haar te gee. Dit wat in Openbaring 12 afspeel, is die ou verhaal waar die duiwel sy bose planne inspan om dood en verwoesting te bring. Met die sondeval is daar vyandskap gemaak tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Alhoewel die vrou in Openbaring nie na Eva verwys nie, is die woorde van die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 van belang. Openbaring 12 neem ons die verlede binne, bring ons by die hede en neem ons dan na die toekoms. Ons sal die inhoud by 'n volgende keer begin bestudeer. Ons is tans besig met die 50ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 12 maar wel net vers 1 en vers 2. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Hoe meer ek myself ingrawe in die studie van die laaste dae in eskatologie, hoe meer besef ek dat die vervangingsteologie die groot rede is waarom mense se interpretasie rondom die boek Openbaring verskil. Sou die volk Israel uitgeskei word om plek te maak vir die kerk, dan word Openbaring 12 verklaar met die kerk in gedagte. Hulle probeer maniere vind om te verduidelik dat die duiwel die kerk vervolg en dat die manlike kind wat gebore is eintlik die ware weergeborenes is, net om so weg te sink in meer allegorie en dwaalleringe. Ander beweer dat sy moeder Maria kan wees, hierdie vrou van Openbaring 12. Dit dra ook nie water nie, aangesien Maria geen vervolging na Jesus se hemelvaart gehad het nie. Wie kan hierdie vrou wees? Haar kleredrag word eerste genoem. Sy is met die son bekleed. Sy staan op die maan en sy is ook gekroon met 12 sterre. Die teken wat Johannes in die hemel sien, is 'n verwysing na die volk Israel. Ons weet dit wanneer ons die goue reël van skrifverklaring volg om skrif met skrif te verklaar. Genesis 37 vers 9 sê, daarna het hy, dit is Josef, nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Hierdie droom word in Genesis 37 vers 10 uitgelê. Jakob is die son, Rachel is die maan en die 11 sterre is Josef se broers en Josef die 12de ster. Hierdie beeld wat Johannes gesien, neem ons daarom terug na die geboortejare van die volk Israel. Dit is hierdie son, Jakob, wie se naam later verander is na Israel, Genesis 32 vers 28. Dit is sy 12 kinders wat die stamvaders van Israel geword het. Dat hier na Israel verwys word, maak verder sin in die lig van die vorige hoofstuk waar die begin van Israel se geestelike herstel aangekondig word met die meet van die tempel, die altaar en die aanbidders. Openbaring 12 neem ons na die heel begin van die volk, langs die weg van Jesus Christus se geboorte, tot uiteindelik die vervolging van die volk in die laaste 3,5 jaar van die groot verdrukking net voor Jesus se wederkoms. Vers 2 verwys na die feit dat die vrou ver swanger is. Dit wys op die beloftes wat reg deur die Ou Testament loop dat die Messias aarde toe sal kom. Die eerste belofte waarvoor gewag is in barensnood is Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. Soos swanger pyne vir 'n vrou meer intens raak met die naderende bevallingsdag, so het die verwagting na die Messias deur die diens van profete sterker en groter geword. In die volheid van die tyd is Christus na hierdie wêreld gestuur, gebore uit 'n vrou, Galasiërs 4 vers 4. Hierdie vrou moes uiteindelik na die woestyn vlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het.
Sy sal dan vir 1260 dae deur God onderhou word, vers 6. Die vrou is erg vervolg deur die draak, maar God het aan die vrou 2 vlerke gegee, waar sy in die woestyn 'n tyd en 'n halwe tyd onderhou is, vers 14. Dit kom nadat die antichrist sy verbond met Israel sal verbreek, Daniël 9 vers 27. Hy breek dit waarskynlik omdat Israel nie sy aanspraak op God het aanvaar nie, 2 Tessalonisense 2 vers 4. Dit is na hierdie geleentheid wat Jesus ook verwys in Matteus 24 vers 15 tot 22. Dit is hier waar Israel aangemoedig word om na die berge te vlug, vers 16. Openbaring 12 vers 14 verwys na haar plek in die woestyn. Dit is hierdie plek waarna kenners verwys as Petra. Of dit so is, sal ons nie weet nie. Ons weet ten minste dat daar 'n veilige plek is, waar God sy volk sal bewaar. Sommige meen dat die 2 vlerke van die arend in vers 14 'n verwysing na die VSA mag wees. Dit kan so wees, maar uiteindelik word God se beskerming as arendsvlerke beskryf in Eksodus 19 vers 4, toe God Israel uit die mag van die Egiptenaars verlos het. Dit is die vrou in Openbaring 12 wat 'n verwysing is na die volk Israel. Ons sal as die Here wil volgende keer kyk wie die groot vierrooi draak en sy sterre is. Ons is besig met die 51ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 12 en wel net vers 3 en vers 4. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vierrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Die draak is die duiwel volgens Openbaring 12 vers 9. Gewoonlik in die kinderstories as hulle 'n wrede monster uitbeeld, waarmee hulle die kindertjies bang maak, dan maak hulle gebruik van 'n draak. Wat is 'n draak anders as 'n gedrog? Die duiwel word ook hier as 'n draak uitgebeeld om sy wrede karakter aan te toon. Hy is 'n vierrooi draak wat sy bloeddorstigheid simboliseer. Die bloed wat hy oor die jare vergiet het. Hy word in Johannes 8 vers 44 'n mensemoordenaar genoem. Sy karakter word in ons uitgebeeld of vir ons uitgebeeld as 'n rooi draak en 'n monster, maar in werklikheid is sy voorkoms nie die afskuwelike prentjie wat ons van hom dink nie. Die meeste mense dink hy is iemand met spits oortjies met 'n skerp neus, 'n vurk en 'n weerhakstert. Hy doen hom voor egter as 'n engel van die lig en dit blyk uit Jesegiel 28 en Jesaja 14 dat sy werklike voorkoms besonders mooi moes wees. Om die 7 koppe met 7 krone te verstaan, moet ons in gedagte hou dat die draak die kind wat gebore word wil verslind. As die vrou dan Israel is, moet sy 7 koppe verband hou met Israel. Die 7 krone stel die 7 koninkryke wat oor Israel geheers het voor. Dit is 7 koninkryke, daarom die krone op die 7 koppe wat Israel, die vrou, verdruk en om die lewe wou bring. As ons dink aan 7, dan dink ons aan Egipte, die Assiriërs, die Babiloniërs, die Mede-Persiese, die Griekse ryk van Alexander die Grote, die Romeinse ryk en die laaste sal weer die herleefde Romeinse ryk met die 10 horings wat 10 konings is, Openbaring 17 vers 12, 'n voorstel. Dit is ook die 10 tone wat die beeld van Nebukadneser tentoonstel van gedroom het, Daniël hoofstuk 12. Die draak se missie was om die vrou se kind te verslind. Hy het net gewag vir die bevallingsdag. Van die eerste dag was daar 'n aanslag op Jesus se lewe. Die feit dat 'n verswanger vrou met 'n esel etlike kilometers moes aflê. Die feit dat die Herodes opdrag gegee het dat die kindertjies onder 2 jaar gedood moes word, Matteus 2 vers 16. Deur Jesus se lewe was daar 'n aanslag teen sy lewe. Die duiwel wou dat Jesus
van die tempel se dak afspring. Die volk wou hom van die kraanse afstoot en telkens stenig, Lukas 4 vers 29, Johannes 10 vers 31. Ook sleep die draak se stert 1/3 van die sterre met hom saam. Wie of wat is hierdie sterre? Dit is 'n verwysing na demoniese magte wat saam hom neergewerp is, Openbaring 12 vers 9. Uit 'n paar plekke in die Bybel blyk dit dat die demone onderdane van die duiwel is, dat hy hulle owerste is, Matteus 9:34 en Openbaring 9 vers 11. In die groot verdrukking sal die duiwel uiteindelik ontvang wat hy vir soveel jaar begeer. Hy sal openlik aanbid word, Openbaring 13 vers 1 tot 4. Die draak het uiteindelik in 'n oorlog gewikkeld met Michael die aartsengel geraak. Dit is duidelik dat die draak die oorlog verloor het, maar tog nie gedood is nie. Hy is op die aarde neergewerp. Sy toegang tot die hemel is hom ontneem. Hy het 'n spesifieke rede gehad waarom hy voortdurend voor die troon van God verskyn het. Hy het die broeders aangekla, Job 1 vers 9 en Sagaria 3 vers 1 tot 2. Die duiwel is oorwin deur 2 dinge, die bloed van die lam en deur die krag van hulle getuienis. Dit is die bloed in die praktyk. 'n Getuienis het soveel waarde aangesien dit bewys dat die bloed van Jesus vandag nog lewens verander. 'n Getuienis bewys dat Jesus leef en dat hy werksaam is in ons lewe. Die duiwel het weens sy nederlaag en groot woede sy vuur op die bewoners van die aarde gedraai en veral Israel, vers 13. Dit is uit sy gevaar dat God die vrou kom red. Die draak stuur iets soos 'n rivier agter hulle aan om hulle te vernietig. Let op, dit is nie 'n rivier nie, maar iets soos 'n rivier. Dit mag dalk soos Farao die volk agterna gesit het met sy leermag lyk, soos 'n groot weermag wat Israel agterna jaag. Deur die woestyn lyk dit soos 'n rivier wat oor die heuwels en duine vloei. Die aarde het egter die vrou te hulp gekom. Dominee Henny Prinsloo verwys na 3 moontlikhede. Dit kan 'n sandstorm wees wat die troepe omverwerp. Dit mag soos met Korag, Datan en Abiram wees, dat die aarde hulle insluk, Numeri 16 vers 30 tot 33. Dit mag ook wees soos met die Egiptenare dat 'n watervloed hulle tref, Exodus 4 vers 28. Nadat die vrou buite die draak se bereik is, besluit hy om haar ander nakomelinge te vervolg, vers 17. Hierdie is 'n verwysing na Jode wat dalk nie in Israel woonagtig is nie, maar ook na geredde mense oor die wêreld wat Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, wat in hierdie tyd van groot verdrukking gered sal word. Ons weet uiteindelik sal daardie mense met hulle lewe betaal om ook as martelare te sterwe en hulle siele word versamel onder die altaar soos die breking van die 5de seël ons leer. Ons doen die 52ste voorlesing in die boek Openbaring. Kom ons lees Openbaring 12 en dan lees ons net die eerste 5 verse. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Ons het reeds vasgestel dat die vrou verwys na Israel en die draak is 'n beeld van die duiwel. Sy karakter word so aan ons tentoongestel. En nou vind ons in vers 5 dat die vrou 'n manlike kind
gebaar het, wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Die manlike kind is Jesus Christus. Ons weet dit as gevolg van 'n paar redes. Vers 5 verklap die nodige inligting. Die manlike kind verwys na Jesaja 9 vers 5, wat juis leer dat 'n seun vir ons gebore is. Vers 17 gee die naam van die manlike kind, Jesus Christus. Hy is die sentrale persoon van die boek Openbaring. Die eysterscepter waarmee hy regeer is 'n verwysing na die messiaanse Psalm 2. In die Psalm vind ons dat die nasies en konings van die wêreld in rebellie opstaan teen God en sy gesalfde. Gesalfde is Afrikaans vir wat ons Christus in Grieks noem en Messias in Hebreëus. Die Psalm vertel ons dat God se keuse op Christus geval het as heerser en dat hy 'n eysterstaf het waarmee hy die rebellie verpletter. Psalm 2 vers 9. Bykans, hierdie presiese woorde word in Openbaring 2 vers 27 herhaal wanneer die oorwinning van Christus oor die nasies aan die Thyatira gemeente beskryf word. Wanneer ons dan 'n kykie kry na Jesus se wederkoms, dan sien ons uit Jesus se mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard en in sy hand is daar 'n eysterstaf, Openbaring 19 vers 15. 'n Scepter is die simbool van heerskappy. Wanneer 'n nuwe koning oorneem, sou die ou koning se scepter gebreek word. Christus se scepter is 'n eysterscepter. Dit is daarom in die konteks onbreekbaar, want sy koninkryk sal wees tot in alle ewigheid. Dit is interessant dat hoofstuk 12 nie verder uitbrei oor die seun en sy lyde aan die kruis of selfs opstanding uit die dood nie. Alhoewel vers 11 van hoofstuk 12 na die bloed van die lam verwys vers 5 bloot dat hy gebore is en weggeruk is na God se troon. Die Griekse woord harpazo, wat ook in 1 Tessalonisense 4 vers 17 aangetref word, beteken letterlik om van gevaar weggeraap te word of weg te ruk. Vers 4 het reeds aangedui dat die draak die seun by geboorte wou verslind. Hierdie woord weggeruk binne konteks verwys daarom na die beskerming wat die seun in die teenwoordigheid van sy vader geniet. Dat die draak op aarde sy bes probeer het, maar misluk het in sy pogings om die seun leed aan te doen. Die seun is nou weer terug in sy roemryke heerlikheid wat hy in die hemel geniet, verenig met sy vader. Daarom dat die teks melding maak van die feit dat die seun na God weggeruk is, maar ook na sy troon. Die troon verwys na die heerskappy en oppermag van God en dat die duiwel geen verdere pogings op die lewe van die seun kan maak onder die wakende toesig van die hemeltroon van beskerming nie. Ons sal môre voortgaan en dan ook kyk wat ons kan leer van die generaal van die hemel.